Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 18, vers 33 tot 38. Kom ons lees saam. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom: "Is u die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom: "Sê u dit uit uself of het ander dit van my gesê?" Pilatus antwoord: "Is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen?" Jesus antwoord: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." Pilatus sê toe vir hom: "Is hy dan tog 'n koning?" Jesus antwoord: "U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem." Pilatus sê vir hom: "Wat is die waarheid?" En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle: "Ek vind geen skuld in hom nie." Wanneer Jesus voor Pilatus staan, vra Pilatus hom: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus vra: "Sê jy dit uit jouself of het ander dit vir jou gesê?" Hierdie vraag is nie net vir Pilatus bedoel nie. Dis 'n vraag wat Jesus vir elkeen van ons vra. Ons prentjie van hom en van God word dikwels beïnvloed deur wat ander vir ons gesê het. Maar hoe ons oor God dink, het 'n direkte impak bo ons leef. Daarom moet ons eerlik vra: is my prentjie van Jesus en God werklik of net iets wat ek aangeneem het? Iemand het eendag gesê, as ons prentjie nie uit ons eie belewenis en ervaring kom nie, leef ons met 'n tweedehandse geloof. En dis nie iets wat ons wil hoor nie. Pilatus se prentjie van Jesus is gebaseer op ander se opinies. Hy het nie self ondersoek ingestel nie. Sy eie opinie word die hele tyd beïnvloed deur ander. Selfs wanneer hy wel sy eie opinie gee, dat hierdie man onskuldig is, word hy weer in 'n ander rigting gevat en word beïnvloed deur die Joodse leiers. Is dit nie so dat baie van ons prentjies maar dieselfde is nie? Ons glo dat God streng en veroordelend is, omdat ons dit iewers gehoor het. Ons sien hom as 'n ver en onbetrokke God, omdat ons hom nog nooit persoonlik ervaar het nie. Of ons dink aan hom as iemand wat nog net moet, wat ons net moet probeer gelukkig hou, op 'n manier. En dan affekteer dit ons hele lewe. Alles wat ons doen, het 'n invloed op dit. Ons besluite, ons verhoudinge, ons omstandighede, selfs ons lyding en hoe ons na ander kyk, word beïnvloed deur hierdie prentjies. 'n Verwronge prentjie van God kan ons geloofsreis belemmer. Nie net belemmer nie, kan ons geloofsreis kelder. As ons 'n valse beeld van God het, beïnvloed dit hoe ons bid, hoe ons onsself sien en hoe ons ander mense hanteer. Die impak, sonder dat ons dit soms besef, kan enorm wees. Jesus nooi Pilatus en ons en sy disippels in 'n ander gedeelte in Markus 8 uit om self ondersoek te doen vir wie hy werklik is. En dis 'n diep persoonlike vraag. Sê jy dit uit jouself? Of vir die disippels, wie sê julle is ek? Is God vir jou werklikheid of net 'n idee wat jy by ander gehoor het? Wie sê die mense is ek? Vra Jesus vir sy disippels. En wie sê julle is ek? Twee vrae wat alles in ons lewens kan verander. Ons word genooi om ons eie prentjie van God eerlik te ondersoek. Op die tafel van ons lewe te sit. Om in dieper in verhouding met Jesus te groei, sodat ons hom werklik kan ken. Dis Jesus se gebed, mag hulle u ken. Om ons verkeerde beelde van God te laat gaan en om te sien soos hy regtig is. Wie is hy regtig? Liefdevol, genadig, naby. Ons haal net 3 aan. Daar's soveel beskrywings van wie God regtig is. Maar liefde, die integrale en middelpunt van alles wie hy is. Johannes sê, God het nie net liefde nie, God is liefde. En met daardie liefde kom hy na ons lewe toe.
Die enigste manier om 'n egte prentjie van God te kry, is deur 'n lewende verhouding met hom. Wanneer ons Jesus volg, ontdek ons wie God regtig is. Jesus sê vir sy disippels, as jy die Vader wil sien, of in hulle konteks, as jy God wil sien, kyk na my. Hy sê, ek sal so lank by julle en julle herken dit nie, want julle dink nie soos wat ek daaroor dink. Julle dink nie soos God dink nie. Jesus is die toonbeeld van die Vader. Wie God is, word weerspieël in Jesus. Jesus se lewe hier op aarde wys vir ons hoe God dinge doen. En dan sê Jesus, volg my. Maak soos wat ek maak. Word soos ek. Leef soos ek. Sodat ander ook die beeld van God deur ons kan sien. Deur julle kan sien. Is dit nie wonderlik dat ons 'n kanaal van God se beeld, sy liefde, genade en teenwoordigheid kan word nie? Ons prentjie van God moet voortdurend groei en verdiep. Mag ons nie net 'n tweedehandse geloof hê nie, maar 'n lewende verhouding met God wat ons ken, liefhet en roep. Mag ons antwoord, Jesus, ek wil U self leer ken. En hierdie ken is 'n aaneenlopende proses, elke dag vorm om aan hierdie prentjie gelyk te word. Elke dag te soek na die ware beeld van God, sodat ons vanuit dit uit kan lewe. Ek bid graag saam met jou. Hemelse Vader, ek dink aan die woorde volg my. As U sê volg my en ek reageer en elkeen van ons reageer op, dan is dit 'n groot oorgawe om gelyk te word aan dit wat U dink. Oor ons, oor U, oor die lewe, oor alles. En ek bid, Here, dat U ons sal lei na U wil. Dink in die woorde van Paulus, die goeie, welgevallige en volmaakte wil van U in ons lewens. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees van die ware beeld van God. Here, help my om die bewus te wees